Graad 12's welkom. Ons is besig met toneel 5 van bedryf 2 van die drama Poppy. Alles word nou tot 'n hoogtepunt gevoer. En hierdie toneel fokus op wat gebeur op Kersdag 25 Desember 1976. En dan kyk ons ook na die 26ste. Kom ons gaan dadelik. Ek het net 'n foto gekry van die internet af, net om vir julle 'n idee te gee van hoe dit moontlik kon gelyk het. Goed, nou het ons hier letterlik onthou in die vorige toneel het ons gesê daar's oorlog, die kinders versus drank, as ons dit nou so kan stel. Hier is 'n verdere oorlog tussen migrants, onthou julle ons het gepraat van die migrante werkers, versus wat hulle genoem het die citybonners. Met ander woorde, die mense wat in die stad gebore is en wat in die lokasies gebly het, in die townships. Die kinders het rondgeloop met plakate om te sê die migrants moet ophou om drank te verkoop. So kan julle sien, daar is nog steeds die fokus van die probleem. Die kinders raak gewelddadig, hulle breek vensters van hierdie special quarters waar die migrants bly. Onthou, dit is seisoenwerkers, so hulle bly vir 'n rukkie en dan gaan hulle weer terug na waar hulle vandaan kom. En die citybonners beklei dan nou saam met die kinders teen die migrants. Wat interessant was dat die polisie het hulle geskaar aan die kant van die migrants. So die polisie het die migrants, die seisoenwerkers probeer beskerm. En natuurlik het hulle die mense van die lokasie en die kinders het hulle probeer keer om nie die migrants te affekteer nie. Die kinders sê vir die migrants hulle moet ophou drank verkoop, maar die migrants sê hulle laat hulle nie deur Amatolo Bonomokwe rule nie. Nou hierdie is 'n verskriklike woord, ek het dit vir julle uitgespel. Hulle sê die kinders is kinders van hoere, of kalfies van die hoermeisies. So they really did not even think about these children as decent human beings. Die mense word baie kwaad vir die migrants, dat hulle so astrant is, dat hulle die kinders sulke slegte goed noem. En die kinders sê dan, hulle verkondig dit dan oor die hele township, dat Kersdag, the 25th, it's not a day of celebration. Dis 'n dag van rou. So it's a day of sadness, and they don't want any celebrations. So kom ons kyk nou, ek het hier vir julle 'n opsomming gemaak van wat gebeur het op die 25ste Desember en op die 26ste Desember. Onthou, dit was nou in daai jaar. Op die dag van Kersdag is Poppy kerk toe met haar kinders. Maar daar was geen feesvieringe nie. No gifts, no new clothes, nothing special. Poppy het vleis saamgebring en dan is daar 'n klomp polisie jeeps wat in die lokasie inkom. Daar's petrolbomme, daar's geweerskote. Dit is regtig soos oorlog. Okay. Op tweede Kersdag tel die kinders
en die mense wat die kinders ondersteun, tel klippe op. Die migrants kom met hulle kieries en natuurlik het hulle die polisie aan hulle kant. Baie vrouens, baie kinders, baie ou mense slaan op die vlug. They try and get away. It reminds us a little bit of what's going on in the Ukraine at the moment. People are fleeing their homes because of the situation in the country. Die polisie skiet op die lokasie mense. So they shoot the people. Many of them die. Also, little Vukile. And I will tell you now how that happened. 'n Klip word deur 'n venster in Poppy se huis ingegooi. Die kinders is baie ontsteld en begin huil. Vukile gee een skreeu en bly lê. So there's a stone that comes through the window. The kids are upset. Vukile gives one cry and lies on the floor. Poppy doesn't get it. She takes him and she puts him on her back. There's no blood. She doesn't see anything wrong with the child. And she flees outside before the house starts burning. 'n Man met 'n kierie help hulle. En hulle gaan na Moses se huis toe in Gugulethu. Moses sien dan vir Vukile op Poppy se rug en hy vra, hoekom is Vukile so stil? Why is Vukile so quiet? When they loosen him from Poppy's back, they see that he has died. She didn't want to believe it until she saw the grayness in his face. Can you imagine? Vukile se dood is 'n baie goeie voorbeeld van dramatiese ironie, dramatic irony. If you are in the position of the reader or the audience watching the drama, you sort of get the idea that he can be dead. But Poppy is oblivious. She doesn't get it. And through that, we have sympathy, more and more sympathy for this woman. When she looks at him, she realizes that he's dead. So this whole scene is a metaphor for death. And we can see that this second last scene is really the culmination of all the heartache, all the trouble, all the sad things that happened in Poppy's life. This child that she saw as a gift from God after her husband died is now also gone. As ons mekaar weer sien, dan praat ons oor die laaste toneel van bedryf 2. Ek sê vir julle dankie.